Geliefdes, vanmôre se boodskap handel so 'n bietjie oor die tema is in 'n verbond met Jahwe, getroud met Jahwe en 'n erfgenaam van Jahwe. Nou vanmôre se boodskap wil ek graag vir julle vra, as ek nou vanmôre vir elkeen moet vra, Ralf, verduidelik vir my die gedagte dat jy getroud is met Jahwe. Want onthou, dis geweldig belangrik. Dan moet jy ten minste 3 of 4 tekste kan haal wat jy vir jou kan duidelik sê, Ralf, dan gaan ons jou nou geleentheid gee om dit nou vir ons te sê. En daar's 'n belangrikheid, en ek wil vir elkeen van ons sê, daar's 'n geweldige belangrikheid dat ons dit sal ken en sal weet. As ons praat van ons is in die huwelik met Jahwe, David, wat kom by jou gedagtes op? Ons is getroud met Jahwe en ons is 'n verbond met Jahwe en ons is erfgename van Jahwe. Want dit is ons hele bestaan. Dit moet ons onthou. Dit is die hele wese van ons bestaan voor Vader Jahwe en dit is hoekom ons hier is. Dit is hoekom ons Jahwe aanbid. Hoekom? Want ons is in 'n verbond met hom, ons is getroud met hom en ons is erfgename. En dis nou vanmôre wat ek graag so bietjie by elkeen van ons wil stil staan en tog daarop attent maak. Die van julle wat notaboekies het, haal dit uit, maak notas daarvan, want ons moet hierdie dinge, moet ons ken. Dis 'n geweldige belangrikheid dat ons hierdie dinge sal ken, en dat elkeen van ons dit werklik waar ons eie maak. En daarom wil ek eerstens begin by die verbond. Nou wil ek vir jou vra, as ek nou vanmôre vir elkeen vra, hoe lyk die verhouding? Kom ons begin eerstens. Waar het ons verbond eerstens die ou verbond? Hoe het die ou verbond begin? Wat was die moment? En ek herhaal dinge wat ons vroeër al hanteer het, maar ek wil hê elkeen moet dit ken. Wat was die moment gewees waar die verbond gesluit was? Daai oomblik toe die verbond, die Sinaïtiese verbond van krag geword het. Wat was daai oomblik? En daarom wil ek vra, kom ons blaai saam nou na Eksodus 24 toe. Eksodus 24. Vir daardie moment, en ek wil regtig so 2 weke terug met die diens het ek ook gesê, dis iets wat almal van ons moet ken, en ek sluit hierdie hierby in. Dis iets wat jy regtig moet weet, en as daar iets is vanmôre wat ek noem, wat jy nie regtig uit jou kop uit kan sê nie, en ek praat nie net van weet nie, ek praat van uit jou kop uit kan sê nie, dan beteken dit jy moet gaan moeite doen daarmee. Luister die boodskap na die tyd, maar jy moet dit ken. Eksodus 24, en so hier en daar gaan ons ietsie herhaal, maar dit is geweldig belangrik. Die oomblik, die moment, toe die bloed oor die volk uitgestort was, en julle gaan sien, hierdie 3 termes, huwelik, verbond en testament, is 3 begrippe wat absoluut onlosmaaklik verbind is by mekaar. Dis eintlik dieselfde handeling, maar wat 3 komponente van die verbond, die huwelik, die verbond en die erfgenaamskap is 3 komponente van dieselfde handeling van Jahwe. So onthou dit, net vir interessantheid daarom, in die Grieks is die woord diatheke dieselfde woord vir verbond en vir testament. En hierdie 3 dele, verbond, huwelik en testament, is die beskrywing van dieselfde beginsel. Goed, Eksodus 24 vers, kom ons lees daar vers 7. En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees, en hulle het gesê, alles wat Jahwe gespreek het, sal ons doen, en daarna luister. Hulle lees hierdie verbond, en die verbond word gelees, die boek van die verbond, al die bepalings van die verbond, en wat antwoord die volk? Wat is hier die aksie van die volk? Ons sal dit doen, dis reg met ons. Goed, vers 8. Toe neem Moses die bloed, en hy gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond, wat Jahwe met julle gesluit het, op grond van al hierdie woorde. En daarmee word die huweliksverbond gesluit, en daarmee is die pragtigheid, die oomblik toe die
bloed oor die volk gegooi word. Nou wil ek gou vra, waarmee was die bloed gemeng? Met water. Waarin herinner dit ons direk in Yeshua aan wat uit sy uitgekom het, die water en die bloed. Nou wat belangrik is, so daardie oomblik toe die water wat met die bloed gemeng is, met die hiesoptakkies oor die volk gegooi word die verbond van krag. Tweedens, wanneer ons dan nou na die nuwe verbond toe gaan, wanneer het die nuwe verbond van krag geword? Dit ken ons almal al goed, ons hoor dit elke keer wanneer ons nagmaal gebruik. Matteus 26 vers 28, dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament verbond, wat vir julle uitgestort word tot vergifnis van sondes, en die beeld daarvan juis, dat hier die bloed dan gestort is die pragtigheid, wanneer hulle Yeshua se sy deursteek, en daar die water en bloed na vore kom, en julle sal sien, dit speel 'n kardinale rol, nie net in verbondsluiting, beried wat beteken om te sny nie, maar ook erfgenaamskap. En dit is baie, baie kosbaar, en daarom wil ek tog na 2 Korintiërs toe blaai. 2 Korintiërs 3, en kom ons lees net vir 'n oomblik daai pragtige beginsel waarin ons in hierdie nuwe verbond by Vader Jahwe ingesluit is, en die mooi daarvan. 2 Korintiërs 3. En hoor hierdie pragtige woorde, hoe mooi is dit? 2 Korintiërs 3 vanaf vers 6 af. Wat ons ook bekwaam gemaak het, as dienaars van 'n nuwe testament, van 'n nuwe verbond, diatheke, nie van die letter nie meer die letter, die ou verbond was 'n verbond van letters, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letters op kliptafels gegraveer in heerlikheid was, en ek wil hê ons moet baie mooi hoor, kon die ou verbond iemand red? Nee, die ou verbond kon nie. Wat was die doel van die ou verbond? As ons na Galasiërs 3 kyk, dan was die doel van die ou verbond, wat sê die ou verbond? Wat sê die 10 woorde? Jy mag nie, wat is die eerste gebod? Jy moet Jahwe alleen aanbid. Tweede gebod, jy mag geen afgode voor sy aangesig hê nie. Gebod nommer 3, jy mag nie sy naam uitelik gebruik nie. Gebod nommer 4, heilig die Sabbat, en so gaan ons aan. Wat het dit uitgewys? Gebod nommer 5, eer jou vader en jou moeder. Wat was dit wat die wet uitgewys het, jou en my sonde? Nadat ek en jy die wet lees en die bepalings van Jahwe, waarvan is ons oortuig? Ons verlore toestand, ons swakheid, ons nietigheid. Maar dit kon ons nie red nie. En dit is hoekom die Paulus kan sê, die ou verbond was die letter van die dood, want wat het vir jou gewys het is, jy het hulp nodig. En daarom was die hele ou verbond heen gewys na die hulp wat sou kom, naamlik Yeshua, wat ons sonde sou wegneem. Vers 7. En as die bediening van die dood, dis die ou verbond, met letters op kliptafels gegraveer in heerlikheid was, kom ek vra net, was dit iets besonders geweest? Die ou verbond wat hy gegee was dit iets besonders? Was dit heilig? Was dit kosbaar? Was dit wonderlik? Ja. En die beeld daarvan is Moses, wanneer hy daar op die berg is, en sy afkom, en sy gesig so blink van die heerlikheid. En Paulus het dit in gedagte, en hy sê, daai heerlikheid, en ek wil vir 'n oomblik onthou, wanneer Moses van die berg afkom, wat sê die volk vir hom? Moses, maak toe jou gesig, ons kan nie na jou kyk nie, weens die heerlikheid van Jahwe. As daai ou verbond in heerlikheid was, hoeveel te meer, nie die nuwe nie, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie. Want as die bediening wat veroordeel, wat het die wet gedoen, die Sinaietiese wet? Jy is skuldig. Die wet wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak oorvloedig in heerlikheid. Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Nou wil ek tog vir julle onthou, staan die volk in verstomming daar voor die berg? Absoluut. En so mate dat hulle vir Moses sê, Moses, gaan praat jy met Jahwe, ons kan nie. Dit was geweldig groot, en ons sien 'n ietsie daarvan, as dit groot was, die nuwe verbond,
sy heerlikheid is soveel groter. En wanneer het die nuwe verbond van krag geword? Hans, die oomblik toe die bloed van Yeshua gevloei het. Onthou, dis baie, baie belangrik. En ons gaan sien hoe dit in die huwelik en in die verbond en in die testament 'n rol speel. Kom ons gaan dan volgende na die huwelik toe. Ons het nou gesien, die verbond was by Sinaï gesluit. Wanneer is die nuwe verbond gesluit? Toe die bloed van Yeshua oor die volk uitgestort is. Nou kyk ons na die huwelik. En ons lees so, kom ons gaan na Jesegiel 16 toe. Jesegiel 16. Jesegiel 16, waar daai pragtige verhaal is van die dogtertjie wat gebore word in Jerusalem, en dit is baie belangrik, want Jesegiel en Jeremia is daai tekste waar Jerusalem die beeld is van die volk, dieselfde in Openbaring waar ons gaan uitkom nog. Jerusalem is hierdie beeld van Israel, en sy word beskryf as hierdie dogtertjie wat gebore word, julle kan dit almal onthou, en sy lê daar in haar eie bloed en spartel. En Jahwe kom verby haar en wat sê hy vir haar? Leef. En ek het vir jou in jou eie bloed gesê, leef. En hy maak hierdie dogtertjie groot en net om die hele tema van 'n huwelik te vas te maak, lees staan daar vers 7. Ontelbaar soos die uitspruitsels van die veld het ek jou gemaak en jy het gegroei en groot geword en die hoogste bloei bereik. Jou borste het styf geword en jou hare het gegroei, maar jy was naak en bloot. En ek het by jou verby gegaan en jou gesien en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het ek my vleuels oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, spreek Jahwe, en jy het myne geword. Terwyl Israel daar in die woestyn was, Jahwe het haar uitgelei, en sy het groot geword, en mooi geword, en 'n vrou geword, en Jahwe sê, ek het my vleuels oor jou gesprei, ek het my verbond met jou, ek het met jou getrou, jy het myne geword. In Jeremia dink Jahwe terug aan daai oomblik, en hy sê, Jeremia 2 vers 2, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die jonkheid van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaaide land. Israel, ek kan onthou daai dag wat ek met jou getrou het, daar by Sinaï, toe jy agter my aangeloop het, jou bruidstyd, jou ywer, jou liefde vir my. Maar daardie liefde het vervaag. En Israel het begin vreemde gode dien, en soos ons 'n ruk gelede hanteer het, in so 'n mate dat Jahwe vir die 10 stamme gesê het, ek gaan van julle skei. Want julle het gehoreer, Jeremia 3 vers 8. Ek gaan julle wegstoot van my af. En dan daai wonderlike belofte van dit wat voor lê. Maar voor dit wil ek tog net blaai saam na Jesaja 54 toe. Jesaja 54. En daai pragtige woorde van vers 5. Want jou maker is jou man. Jahwe van die leerskare is sy naam. Geliefdes, hierdie huwelik, hierdie beeld is so mooi, en dan die afval van Israel in die hartseer. En nou belangrik, hoe word hierdie huwelik dan nou weer herstel? Soos almal weet, Romeine 7, kom ons blaai saam soontoe. Romeine 7. Vers 1, of weet julle nie, broeders, en ek bevestig dit wat ons goed ken, maar ek wil hê, en ek herhaal hierdie dinge, want ek wil hê elkeen moet dit ken. En ek wil nou sommer vir die kamera kyk, en ek wil sê, ek waarsku julle nou. As ek nou so van gemeente tot gemeente gaan, dan gaan ek kyk of julle dit onthou. En ek wil sommer vir u sê, na die diens gaan ek sommer u ook toets, David daar agter, en ek gaan seker maak, Waldo, jy moet hierdie tekste ken. Dit help nie, jy sit en kyk vir my en jy lyk mooi nie. Jy moet luister. Jy moet 'n handtekening maak en jou eie maak, want daar's te veel van ons wat jare deurgaan en niks van hierdie dinge weet nie. Dan vra jy vir hom, maar waar staan dit en wat gaan hier oor, hoe werk die verbond, hoe werk die huwelik? En dan sit hy en glimlag. Dit help niks. Want hoe gaan jy dit verduidelik?
Dit help nie as jy dit nie jou eie maak die Gunther, as jy nie vir iemand kan gaan sit en gaan sê, dis hoe dit werk nie, help dit niks. Dit help nie, jy sit net daar en dit klink vir jou baie oulik nie. Dit moet dit kan verduidelik, want dis ons lewe, dis die wese van ons bestaan. Daarom, en Romeine 7, kom ons luister mooi daarna. Of weet julle nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers solank as hy lewe nie, want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde, maar as die man sterwe, is hy ontslaaf van die wet van die man. So wanneer word die huwelik beëindig? Wanneer die man sterf. Vers 3. Daarom dan, as sy 'n ander man sin word, terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is as sy 'n ander man sin word nie. Vers 4. So my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood, deur die liggaam van Messia, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode uit opgestaan het. En ek wil dit tog so mooi verduidelik. Yeshua sterf, en wanneer hy sterf, wat gebeur met die huwelik? Dit beëindig. Maar wanneer hy opstaan, begin die nuwe huwelik. Daar's nie 'n oomblik wanneer ons alleen is nie. Hy sterf en daar eindig, en as hy opstaan, begin die nuwe huwelik. En dit is eintlik so mooi. Dis 'n kosbaarheid. En laat ons dit regtig in ons harte en in ons gedagtes koester. En daarom, as ons terugkom na verbond toe, wanneer is die ou verbond gesluit? Toe die bloed oor die volk uitgestort het. Dit was ook die huwelik. En daai huwelik het geduur, of die verbond het geduur tot wanneer? Totdat Yeshua gesterf het. Die huwelik beëindig is. Maar waar begin die nuwe verbond dan? In sy bloed wanneer hy opstaan. Goed, en nou kom ons by die laaste deel, naamlik die testament. Nou ja, nou wil ek eerstens vra, wanneer is 'n testament geldig? En hierdie keer mag julle antwoord. Wanneer die testamentmaker sterf. Die oomblik wanneer die persoon wie se testament dit is sterf, daai oomblik word die testament van krag. Goed, en daarom, nou wil ek gou 'n hoër graad vraag. Die Ou Testament, ja, nou gee ek dit klaar weg. Die Sinaïtiese verbond, was dit ook 'n testament? Ja, en daarom praat ons van die Ou Testament. Dis nie net 'n indeling van ons Bybels nie, dit gaan oor die beginsel, want die hele Sinaïtiese verbond was die Ou Testament. En dan die Nuwe Testament is die nuwe nalatenskap van Yeshua. Nou kom ons gaan lees dit in Hebreërs 9. In Hebreërs hoofstuk 9. En ek het al gehoor hoe mense sê, maar jy moenie praat van testamente nie, jy moet praat van verbonde, en dis net onkunde. Albei is geldig. Soveel as wat dit 'n ou verbond is dit 'n Ou Testament, soveel as dit 'n nuwe verbond is dit 'n Nuwe Testament. Dis belangrik. Hebreërs 9 vers 15. En daarom, Hebreërs 9 vers 15, en daarom is hy 'n middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroep is die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Tel 'n testament solank jy leef? Nee, maar die oomblik as jy sterf, begin hy testament. Nou, ek gaan weer vra, wanneer begin hy testament? Wanneer jy sterf. Ek wil amper sê, dis 'n totale weggee. So wanneer het die Nuwe Testament begin? Toe Yeshua sterf. Vers 17. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Vers 18. Daarom is ook die Eerste Testament nie sonder bloed ingewy nie,
Want wat moet gebeur met die testament voor dit geldig is? Iets moet sterf. Dis hoekom daar moes bloed gewees het, vers 19. Want toe die gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalwers en die bokke saam met die water en die skarlaken en rooi wol en die hyssop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel. Nou wil ek gou hê, waartoe herinner ons, waartoe kom ons terug? Na die verbond, kan julle onthou ons dit nou? Daarom is die verbond, die huwelik en die testament is dieselfde, dis 3 komponente van dieselfde handeling van Jahwe. Toe daai bloed oor die volk is, dis my bloed, die bloed van die verbond, maar dis ook die bloed van die testament, maar dis ook die huwelik. Goed, nou belangrik, vers 20, en gesê, dit is die bloed van die testament wat Jahwe met die oog op julle verorden het. In die ou verbond, toe daai diere sterf, toe word die verbond of die testament van krag. In die nuwe verbond, wanneer het die testament van krag geword? Toe die erfgenaam of toe die testateur sterf, toe Yeshua sterf. En daarom baie belangrik, die oomblik toe Yeshua sterf, wat gebeur? Eerstens, die nuwe verbond word van krag in sy bloed. Tweedens, die nuwe huwelik beginne. Opnuut behoort ons weer aan Jahwe. En derdens, die testament word van krag. En elkeen van hulle het nou bepalings en implikasies, waarby ons in die toekoms gaan uitkom. Maar wat belangrik is, en dit wil ek julle moet weet, daarom, hierdie nuwe verbond, nuwe huwelik, en die testament, word saamgevat in die beskrywing die koninkryk van die hemele. Die koninkryk van die hemele is juis dit wat ons ontvang in Yeshua se sterfte en opstanding. En daarom, blaai gou saam na Matteus, kom ons gaan eers na Lukas 10 toe. Lukas 10. As ons dus praat van die gelykenisse, al die gelykenisse is die gelykenisse, en hy het hier die gelykenis vertel, en dan, wat is die volgende woorde wat hy gewoonlik sê? Die koninkryk van die hemele is soos, kan julle dit onthou? Die meeste van die gelykenisse is koninkryksgelykenisse. Dit verduidelik vir ons hierdie koninkryk, en wanneer ons daarom na die gelykenisse kyk, dan wil ek vir 'n oomblik hier stil staan, en ek wil sê, vir my en vir jou vandag, die wonderlike volheid van die nuwe verbond in terme van die ewige lewe lê nog voor, ons 'n wonderlike verwagting. Maar jy moet nou reeds as erfgenaam in Yeshua leef. In die erfnalatenskap wat ons ontvang het. Jy moet reeds in die nuwe verbond lees met die bepalings van die nuwe verbond. Jeremia 31, ek sal julle skuld vergewe, ek sal in julle woon, ek sal julle lei, julle sal nie meer ken Jahwe nie, want my gees sal hom nou aan julle openbaar, my gees sal in julle harte wees, en ek en jy moet nou in daai werklikheid leef, en dit moet in jou lewe 'n realiteit wees. Kan jy regtig vandag getuig dat jou sondes versoen is? Dat ja, al doen jy nog sonde, in Yeshua is jy vlekkeloos onberispelik. Wonderlik, ja ons kan, ons moet, sien ek nou een kop skud, jy moet, dis klaar, dis afgehandel. Kan ek en jy, is die wet in ons harte geskryf? Absoluut. Herinner die Heilige Gees ons om Jahwe te ken? Nou wil ek gou dit vra, dien jy Jahwe omdat vir u wat hier is, omdat ek as predikant of Ralf as voorganger vir u sê, u moet Jahwe dien, of dien u Jahwe omdat die Heilige Gees u trek en roep? Die Heilige Gees roep en trek u. So ons sê nie meer vir mekaar ken Jahwe nie, ons kan mekaar leer en onderrig, maar ons sê nie meer ken Jahwe nie, daar is een wat dit roep en dis die Heilige Gees. Ons het daar die wonderlike beloftes. En daarom geliefdes, as ons nou kyk na die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, wil ek tog vir julle vra, is dit iets wat nou 'n werklikheid moet wees? Moet ons mekaar regtig nou lief hê? Kom ons vra gou eers terug, wie is die barmhartige Samaritaan? Yeshua, en die Leviet en die priester, was hulle of daardie wat by die volk verbygestap het, eerstens die rowers wat hulle geroof het, en die Leviet en die priester wat daar by die volk verbygegaan het,
Ons dink direk terug aan die tyd van Yeshua, en die Lewiete en die priester wat die volk moes geleer het, daar's Jahwe, hulle doen dit nie. Totdat Yeshua kom, vir wie die hoëpriesters 'n Samaritaan noem. En hier kom Yeshua, die een wat deur die volk onrein genoem word, Jesaja 53, ons het hom verag. Ons het hom nie geag nie. Ons het hom as onrein beskou. Wat sê die volk vir hom? Wat sê die priesters vir hom? Die owerpriesters. Hulle sê vir hom, hy is van die duiwel besete. Hulle sê vir hom, hy is 'n Samaritaan, en hier kom Yeshua, die een wat geag word as onrein. En hy kom vat die volk en hy tel die volk op. Hy kom herstel dit. Hy kom doen dit, en ek wil dit nou nie net generies sê met die volk nie, hy kom doen dit met jou. Daar's niemand anders wat by jou kom stilstaan het en jou sonde kom wegneem het nie, as Yeshua self. As die barmhartige Samaritaan. En daarom vir een en vir elkeen van ons is dit 'n werklikheid. Matteus 21, die gelykenis van die arbeiders. Daardie arbeiders stuur die meester, die eienaar, Jahwe stuur, hy sê, bring vir my die vrug in. En hy stuur hulle na Israel toe, en Israel bring nie die vrug in nie. Ek sal my seun na hulle toe stuur. Hulle sal my seun sekerlik nie doodmaak nie. Wat doen hulle met die seun? Hulle maak hom dood. Wat sal ek doen met hierdie wingerd, met hierdie arbeiders? Ek sal hulle 'n slegte dood laat sterf. Ek sal dit gee aan ander wat die vrugte op hulle tyd sal gee. Is dit ek en jy wat nou daar leef? Nou moet julle mooi dink. Is ek en jy nou hulle wat die vrugte moet oplewer? Ja. En ek en jy is daai vervulling van daardie pragtige gelykenis van die koninkryk van die hemele. Jy moet vrug dra. Die volgende gelykenis, die gelykenis van die bruilof. Daai groot ete, die bruilof wat die eienaar vir sy seun aanbied. En hy stuur uit, eerstens, na wie toe gaan die diensknegte eerste? Die genooides. Wie is die genooides? Wie is die eerste genooides na wie toe hy stuur? Ek wil hê elkeen daar by die huis moet opdink. Die 2 stamme. En hy stuur na die 2 stamme toe en hy nooi hulle uit, aanvaar die verlosser. Hy is gestuur vir julle, hy doen wonders en tekens onder julle. Maar die volk erken dit nie. Hulle stuur hom weg, luister nie na hom nie. Maak sy, terwyl hy net van verwysing, blaai gou saam dan na Matteus 22 toe. En daar vers 2 onthou dit, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat sy bruilof vir sy seun berei het. En hy stuur hulle uit en julle ken die verhaal, maar wat doen hulle? Hulle sê nee, ek het hierdie verskoning en daai verskoning, en asof dit nie genoeg is nie, dan maak hulle die diensknegte van die koning dood. Vers 3. Maar hulle het hulle daaraan nie gesteer nie en weggegaan, en die een na sy stuk land en die ander na sy handelssaak, en die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy baie kwaad geword, en hy het sy manskappe gestuur, en hulle het daardie moordenaars doodgemaak, en hulle stad aan die brand gesteek. Wanneer het dit gebeur? Wat was die vervulling daarvan? 70 na Yeshua met die vernietiging van Jerusalem. Jahwe stuur na die 2 stamme, wat doen hulle? Ons gaan Yeshua nie aanvaar nie, ons maak sy diensknegte dood. Hy stuur sy diensknegte 70 na Yeshua, vernietig hulle. En wat gebeur dan besonderlik? Gaan op die paaie. Gaan bring almal wat julle sien, bring hulle in. En ons weet, is daai pragtige vervulling van die 10 stamme van Hosea 1, daai wonderlike profesie dat die 10 stamme weer kan inkom. Handelinge 13, lees dit gerus, daardie dag wanneer hulle die prediking bring, en dan is dit die 2 stamme wat sê ons wil niks weet nie. Hulle word woedend vir Yeshua, maar die res, die 10 stamme, hulle roep uit en sê, bring hierdie woorde vir ons, want ons glo dit, en die woord sê, en almal het gelowig geword wat verordineer was tot die ewige lewe. Handelinge 13. En nou belangrik, so word het uitgestuur na die 10 stamme toe, en hulle kom in. Soos ons dan ook 2 weke terug vinnig daarna verwys het. En die vraag is, wie is hulle wat inkom bekleed met die bruilofskleed van Yeshua? Dis niemand anders nie as ek en jy. En ek en jy kan inkom en gaan sit aan die tafel van Jahwe om te koop sonder geld, wyn en melk in oorvloed. Ons kan toetree tot die heiligdom in gemeenskap met Vader Jahwe sonder dat ons hoef te betaal weens die genade van Yeshua. En daarom wil ek begin saamvat en ek wil sê, is jy vandag werklik, kan jy dit bely en getuig en daarop vasstaan, dat jy in 'n verbond, in die nuwe verbond met Jahwe is. En nou vinnig, wat is die teken van die nuwe verbond?
Elke keer wanneer ons die brood en die wyn eet en drink, getuig ons is in die nuwe verbond. Tweedens kan jy getuig, jy is in die huwelik met Jahwe. Ja, ek is die bruid van die lam, wat bekleed word, wat gevorm word, met die oog op die wonderlike ewigheid wat voor lê. Derdens, is jy 'n erfgenaam van Jahwe? Ja. En dis nou waar die ewige vir 'n oomblik met die tydelike kruis, bedoelende, ek en jy is nog in ons vlees. Eendag gaan hierdie liggaam weggeneem word, maar ons begin al die volheid in ons te smaak. Ons is reeds bruid, ons is reeds in die verbond, ons is reeds erfgename, maar ons moet dit juis uitleef binne hierdie swak en nietige wêreld. My en jou lewe, en dis nou die oproep, en ek sluit daarmee af. Jy sien nie daai verbond nie. Jy sien nie daai huwelik nie. Jy sien nie jou erfnalatenskap nie. Maar jy raak dit deelagtig deur die geloof. En dit maak ons anders as die wêreld, want die wêreld wil dit sien. Die wêreld wil hulle verhouding met Jahwe sien, en hulle wil sien die blink en die grootheid van hierdie lewe. Ons opdrag as kinders van Jahwe is om te leef in die koninkryk van die hemele as deel van die verbond, as erfgename, as deel van 'n huwelik. Ek wil dit tog vra ten laaste. Wie van julle was al getroud wat jy nie daarvan weet nie? Ek wil, dit is skrikwekkend. Maar ek wil vir u sê, die oorweldigende groot deel van ons volk weet nie eens dat hulle getroud is nie. Wie van julle is 'n erfgenaam en jy weet nie daarvan nie? Ja, is 'n paar van ons wat hoop, dis so. Maar jy moet weet, en daarom wil ek regtig sê, ons moet dit ons eie maak. En as jy met 'n ooreenkoms in 'n verbond met iemand gesluit is, ek wil so, wie van julle is in 'n verbond met iemand gesluit wat kan beteken dat jy doodgemaak word as jy dit nie nakom nie en jy weet dit nie. Dis iets om aan aandag te gee. Ek wil afsluit vanmôre en ek wil sê, eerstens, Gunther, kan jy baie duidelik verduidelik die gedagte van 'n verbond? Ek is in 'n verbond met Jahwe. Wanneer het dit begin? Wat is die nuwe verbond? Gunther, kan jy daai verbond verduidelik en sê dit is? En tweede een, Waldo, jy is volgende, in terme van die huwelik, aangesien jy so praat oor die huwelik, is dit belangrik om die groter huwelik te verstaan. Wanneer is hy gesluit? Wanneer kom die hernieude huwelik of wanneer is ons opnuut in die nuwe huwelik met Jahwe bevestig? Wat het gebeur wanneer dit van krag geword? En Axeliana, jy is volgende. En wat is die erfgenaamskap? En as jy dit nou nie kan verduidelik nie, dan gaan maak moeite daarmee. En die tweede een wat daarmee gepaard gaan is, leef dit. Daai werklike getuienis van ek behoort aan Jahwe. Vir elkeen daar by die huis wil ek vra, maak seker dat jy dit ken, want dit is die kern van die evangelie. Kom ons staan en bid ons saam. Ons wonderlike Vader, wat 'n voorreg dat ons wat nietig mense is in 'n verbond met U mag wees. Dat ons in 'n huwelik met U mag wees en dat ons erfgename van U mag wees. Vader Jahwe, dis werklik, ons kan nie anders nie as om in verstomming te staan vir U genade, wat so groot is oor ons lewens. En hoe dikwels ag ons dit so gering en ignoreer ons dit en is ons so besig met alles van hierdie aarde dat ons daardie wonderlike roeping naalaat. Vader Jahwe, maak dit vas in ons harte, anker dit. Dat dit werklik ook ons getuienis sal wees dat ons is U bruid. Ons is U erfgename. Ons is in 'n verbond met U. Vader Jahwe, word verheerlik in ons lewens. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons verlosser, Yeshua, ons Messia. Halleluja. Amen. Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons ontvang die seën van ons Vader.
Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.